Regtig, is julle lief vir die Here? Amen. Ja. Dan moet ons fire hê. Yes. Ons moet fire hê. Want weer eens, dis nie ek wat bedien nie. Ek is net 'n instrument. Dis hy wat jy bedien. Kom ons bid gou saam. Vader, ons vra dat die Gees sal lei. Ons vra dat die woord te waarheid sal uitgaan. Here, ons vra dat niemand vandag dieselfde hier gaan uitstap nie. Maar aangeraak sal word deur die Gees. Heilige Gees, lei, raak elkeen aan en wees teenwoordig. Want meester, die woord het geen betekenis as u dit nie bedien nie. As u dit nie gee nie. Here, ons kan dit neem, ons kan dit vat, maar Vader, dit gaan geen waarde hê as u nie in die saak is nie. Ons pleit by die Here dat jy elkeen sal aanraak. Yes, Vader. Ek pleit by die Here vir wonderwerke. Yes, Amen. Amen. Ek pleit by die Here vir 'n goddelike teenwoordigheid Halleluja. in die naam van Jesus. Halleluja. En ek weet, Here, van hierdie oomblik af, Ja, Koning. Vader, lê die woorde in my, Ja, gebruik jy my net. Ek gaan tot nie, Here, ja, Vader. maar u grootheid bly staande. Yes, amen. Dankie, Here, dat u ons beantwoord. Dankie, Here, vir die vuur van die Heilige Gees. Yes, Ja. Lord. Dankie, Vader, dat ou gewoontes, ou tradisies, ou denke, vrese, Ja, Vader. angs, onsekerheid, Ja, Koning. siekte, kwale. Vader, dat dit nou verdwyn. Yes. Maar die oormag grootheid van U in engele teenwoordigheid Yes. verklaar ons lewe oor hierdie diens. Yes, amen. In Jesus naam. naam. Amen, amen en amen. Prys die Here. Prys die Here. Die Here is groot en goed en terwyl ek bid vir 'n woord, vra vir 'n woord, gee die Here 'n woord en ek luister na die gesprekke vanoggend en ek vra net, Here, wat is U wil vandag? Wat is God se wil vir jou lewe? Die Here het nie mense gemaak om te suffer nie. Amen. Die Here het nie 'n mens gemaak om slaaf te wees van omstandighede en van die wêreld. God het jou so ewebeeld gemaak. Die Here het jou uniek gemaak en hy het 'n plan vir jou lewe. Maar kan jy nog die plan ervaar, beleef, raak sien? Het ons al so deel van die lewe en die normale dinge wat ons beskou as normaal geraak, dat ons nie besef wat is ons doel nie. Hoekom lewe jy? Wat is jou doel op aarde? Waar God se Gees is, luister baie mooi, waar God se Gees teenwoordig is, moet die vyand wyk, Amen. moet hy vlug. Want onthou, as hierdie vertrek donker sou wees, en hier kom lig, moet die donker vlug. Dit moet wyk. Yes. En dis presies hoe die Gees van God werk. Maar jy's die tempel van God. Paulus verduidelik dit in Korintiërs oor en oor hy, in 1 Korintiërs 3 en 1 Korintiërs 6 sê, jy is die tempel van God. Jesus sê, vir die Fariseërs, toe hulle vra, waar is die koninkryk? Toe sê, koninkryk het gekom, dis binne in jou. Amen. Sy woorde is in jou, maar sy woorde is ook die lig. En as ons in hierdie lig kan lewe, nie net op 'n Sondag nie net as ek bid nie, die teenwoordigheid van God, die Heilige Gees, in die tempel, in jou, moet elke sekonde al wees van die dag. Wanneer jy met iemand praat, sê die Here vir jou, hy sê in 1 Petrus 4 vers 11, hy sê praat woorde van God en dien in die krag van God. Dis opdrag. Vloek en skel die Here, raak hy kort van draad, die meer? Nee. Dis duisternis. En jou moet lig wees. Amen. En die oomblik wat iemand jou sien, moet hulle beleef en ervaar as 'n goeie vrug in jou. Want die Here God is met jou. As jy dit kan lewe, kind van God,
kan die gety vir jou draai. Ja. Ek wil net kort vertel oor my en Amanda, net verduidelik, ons lewe is net die Here. Dit gaan net oor God. Ons het bedieninge waar Vader ons gebruik het al opgetel, kerke wat verlore was, kerke wat toegesluit was, laaste kerk waar ons was, fenomenaal, wat ook seer gekry het, elke kerk het God herstel en groot gemaak. Het God die gety gedraai. Ek luister volgens julle behoefte in die afkondigings, julle soek 'n gebou, julle soek grond, julle soek julle eie plek, maar julle gaan soek en dit nooit kry nie. Dis die hartseer, want hoe werk dit? Geloof is, geloof, in Hebreëus beteken doen. Dit help nie ek glo en ek doen nie. As jy 'n groter kerk wil hê, moet jy begin vas en bid en glo en sien hoe vol gaan hy raak. Want die huis van die Here, die mense het God so dringend nodig daar buite, dat die huis van die Here moet te klein raak. Hy moet ten alle tye vol wees. Dit moet 'n plek van joy hê. Dit moet 'n plek wees waar mense heen gaan wat seer het, wat pyn het, mense wat gaan wat gesond is, mense wat wil gaan om te fellowship. As jy instap met jy die liefde voel, moet jy Jesus beleef. Dis die huis van die Here. Die huis van die Here is nie net 'n plek wat jy op 'n Sondag oopmaak nie, want jy is die tempel van God. Lewe jy net Sondag? Nee, jy leef elke dag. Maar die plek van samekoms moet dan ook 'n plek wees van lewe. En as jy uitsien na lewe, hoe kom jy by iets uit? Ek vat my manlie se bediening staan in geloof. Ons staan in totale geloof, en in geloof te staan beteken om nooit 'n bedelaar te wees nie. Beteken om nooit 'n swakkeling te wees nie. Dit beteken ek het oorvloed ten alle tye, want my God finansier sy bediening. Amen. God finansier die bediening in Oranje ook. Maar hoe doen hy dit? Jy moet die stap neem van geloof. Die oomblik, jy weet toe die Gees van God oor die aarde gesweef het, kon hy niks doen nie. Hy het oor die aarde gesweef in die begin en het gesien, dis woes en leeg. Hy het gesien daar was chaos op die aarde. Want die aarde was gevul met water. As ons net gelees in Genesis 1 en 2, moes daar dalk 'n paar duisend jaar verloop het, net in daai 2 verse. Dat Vader besluit het in daai tyd al, na Satan se val, nie Adam en Eva se val nie, reeds in Satan se val, dat hierdie aarde kan liewer donker bly, vol water bly, as wat hy weer lewe en weer sonde val. Maar Genesis 1 vers 3 af, kom die Gees van God en hy besoek die aarde. Wie is die Gees van God? God self, sy teenwoordigheid. En hy kom oor hierdie aarde en hy moet spreek. Woorde spreek. Wie is die woord? Jesus. Hy moes Jesus spreek. En die woord Jesus, deur die Heilige Gees, ontstaan orde, lig, lewe, groei. Hoe ontstaan die huis van die Here? As julle 'n gebou wil hê, deur geloof te spreek in die Gees van God en te doen. Amen. As ek moet wag dat God eers my voorsien voor ek wil bedien, dan gaan ek wag en dit gaan nooit gebeur. Maar as ek die tree gee in geloof, is autoriteit. Want wat gebeur? My vrug is, dit sal so wees. Ek gee nie om wat gebeur nie, dit gaan so wees. As ek vir jou bid oor jy siek is, sal jy gesond word, klaar. Dis my geloof. Want hoekom? Handelinge, loop Petrus, en waar as die skade weer val, genees mense. Nou wat is die verskil? Dis die Gees van God. Amen. Nou wat ons baie keer, kind van God, ons wil lei. Ons wil lei, want hoekom? Ons glo dit moet sleg gaan. Ons glo baie keer, ons omstandighede moet lyk soos wat dit lyk. Ons glo dat ons word benadeel. Ons glo as gevolg van die regering en die land en alles wat gebeur, is ons onder druk. Ons glo ons is nie goed genoeg nie. Ons glo die paaie moet maar gate hê, want niemand gaan dit herstel nie. Want kyk na die arme regering, hulle doen dit nie. Dis ons geloof. Dan gaan dit vir ons so lyk. Maar wanneer ons begin lewe spreek, waar ek glo in God, en ek begin doen, my een tree, dan gee God 1000 tree. My een tree, dan bring God 'n verandering.
Man, ek sien dit keer op keer. Ek sien dit in my lewe. Ek sien dit oral waar ek kom. Maar as jy niks doen nie, is jy oes op niks. Jy kan maar glo. Het jy geweet die duiwel glo dat God is God? Het jy geweet hy weet ook wie is die seun van God? Om Jesus te bely, vat jou nie hemel toe nie. Beteken niks. Die duiwels bely dit ook. Maar Jesus te lewe in 'n verhouding met God, dis die verskil. Dit is waar die verskil in lewe lê. Ons kan almal sê Jesus, Jesus, fantasties. Die duiwels doen dit ook. Maar om Jesus te leef in autoriteit, dan draai die gety. Amen. Amen. Ons het dit. Mense, ons moet lewe kry. Ons moet opstaan. Waarvoor wag ons? Party van julle dink dalk, ag, ek is al te oud, ek het my vol lewe gehad. Moses het dit ook gedink. Wat 'n verrassing op 80, toe sê God vir hom, hey, jy gaan nie ouer huis toe nie, tree nie af nie, jy gaan die volk gaan uittrek. Jy gaan loop soos 'n jong man. Josia was hy en Caleb was die ou manne wat die nuwe generasie moes invat. Gaan lees hoe oud was Caleb. Hy was 'n ou man wat eintlik moes aftree te sê, nee manne, Josia, geef my die gebergtes. Ons wil daar loop oorlog maak. 'n man van 120 wil oorlog maak. Hey, en hy het dit gewen. Amen. Prys die Here. Wil jy aftree? Tree nie eens in die hemel af nie. Ons lewe. Prys die Here. Gee jy siekte die kans om jou oor te neem? Nee. Gee omstandighede? Nee. God. God in jou lewe. Dis wat saak maak. Elke sekond van jou lewe. Negatiewe gesprekke, negatiewe denke, veroorsaak negatiewe geloof. Dis nie van God af nie. Skinder is nie van God af nie. Kwaad praat, kwaad wees, kry lewe, want God gee dit. Ons het 'n kans. Dis wat ons sterk maak. Dis wat die Suid-Afrikaner en selfs die Jood, die Israeliet, nog altyd sterk gemaak het, is om te glo in God en te doen. Nie te wag nie, te doen. Die Here praat met my, dis wat ek 'n man in die pad loop. En dis waar ek wil terugkom na julle gesprek toe en afkondiging van julle soek 'n gebou, julle wil 'n gebou hê, glo dit en begin doen dit. Die Here toets ons elke dag en hy leer ons elke dag. Terwyl jy vandag hier sit, leer jy ook. Jy is besig om nou te leer sonder dat jy besef, want ons omstandighede is die tydperk wat ons berei en leer om beter vorentoe te kan wees in die Here. Om 'n beter lewe te hê in die Here. Om 'n gelyk pad te kan hê deur die woestyn. So 'n jaar terug, meer as 'n jaar terug, en 'n paar maande terug, ek het 'n kamp waar gehad waaroor ek mal is. En as ek so 'n wegbreektyd het, dan so 2 jaar, meer as 2 jaar terug. Dan vat ek 'n man in die kamp waar, dan ry ons deur die land, so vir 4 dae. En dan gaan rus ons behoorlik, en dan kom ons weer terug, bedien ons weer voluit. En op daai stadium was ek bitter baie moeg. En die Here sê vir my, vat die kamp waar, en ek vra vir die kerkraad, dan sê vir my, gaan, en ek is weg, want ons het nog altyd voluit gewerk, en wat ons doen voluit vir die Here gedoen. En terwyl ons weggaan, het ons plek bespreek, nogal hier naby in die area, en op pad daarna toe, sê die Heilige Gees my, nee, jy gaan nie daarna toe nie, jy gaan want toe ek vir jou sê om te gaan. En ek sê vir man, die Here sê so pas, ons moet nie daarna toe gaan nie, wel vir die mense kanseleer, ons moet gaan want toe God sê. En ons ry, en wat ons ry op 'n stadium, dan sê die Here links, regs, kom met die aansluiting regs, en so vat die Here ons na plekke toe, en lekker in die Karoo, koop ek vir my Karoo rib, en ek dink by myself, ek gaan hom braai, prys die Here, ek sien uit na my Karoo rib. Nou wat gebeur, elke keer wat ek stop, en ek dink ek gaan hom braai, sê Here, nee, dis nie tyd nie, jy slaap net pak op 'n ry. En soos ons later by Springbok, later Appington verby, en by deur Appington sê die Here, nee, draai om, jy vat die verkeerde pad, ander kant van Appington uit, Grondwes Hooppad, en ons ry daar uit. Prys die Here, ons ry, wonderlik, maar ek weet iets aan die kom, en ek dink, Here, ek weet nie of ek sterk genoeg is,
vir dit wat nou kom nie, want ek weet nie wat dit is nie. En ek hou nie van die onbekende dinge in die lewe nie, en ons ry seker so 100 km, sê die Here, kyk nou vir 'n plaaspad voor, 2-spoorpad, draai daar links uit. En ons kom daar en ons kry pad en ons draai links uit en ek dink, Here, hier kom moeilikheid. En ek is met hierdie paadjie reis op en op so 'n hoogtetjie, toe sit so 'n kampterrein. En ek kyk hierdie stories en is baie stil. En ek sê vir man, hier gebeur niks nie. En ek draai die bakkie ook so mooi, dat ons net reg maak om weer te ry. En my vrou klim uit, en sy stap na die ontvangs toe. En ek kyk hierdie stories so, en ek dink by myself, Vader, ek was gehoorsaam, maar ons moet ry, hier wil ek nie wees nie. Want ek kan voel, hier gaan 'n ding gebeur waarvan ek hou nie. En dan, die volgende oomblik, sien ek, hier kom sy terug, hier is niemand nie, maar hier kom 'n dame aangestap, en sy kom stap tot by my, en sy sê vir my, ons bid na al die tyd dat julle moet kom, ons vas en bid, inteendeel, dat julle moet kom. En ek dink, Here, hier is dit. En sy sê, ons gee vir julle 2 dae gratis. En ek bel die raad, ek sê, dis nou wat gebeur het, kan ek nog 'n dag afkry, hulle sê vir my, bly, dis reg. Dat ek die bakkie in die kampwa in, en ons daar in die salei in, en die volgende oomblik sê die Here vir my, nou gaan ek vir jou sê, aan wie die kampwa moet saai. En dink die Here, nee, net nie dit nie. Nie my kampwa nie. Ek is lief my kampwa, waar gaan ek weer 'n kampwa kry? Waar gaan julle grond kry? Waar gaan julle 'n gebou kry? Ek sê, Here, dit is 'n moeilike een hierdie, maar ek gaan dit eers my vrou sê nie, want enige vrou wat die Here in waarheid dien, soos my vrou, sal vir jou sê, dadelik saai hom. Maar sy besef nie, ek moet spaar om daai ding te koop. Ek moet 'n geloof staan, ek moet God vertrou nie. Maar die wonderlike ding daarvan is, ek bly stil, en die aand kom weer en die Here sê vir my weer, ek sê vir jou, jy moet hierdie kampwa saai, ek sal vir jou wys vir wie. Dink, Here, as ons terug is net eers, by die huis, by die pastorie, dan wil ek eers met u praat oor hierdie saak. Maar my kampwa kan ek nie net saai nie. En ek bly stil. Met God te redeneer is moeilikheid soek. Kyk wat met Jonah gebeur. Maar in elk geval, die aankom en ons slaap lekker, eet lekker. Die volgende oggend ek na my bakkie toe stap, toe lê daar 6 eiers in so 'n houertjie, wat iemand daar op die bumper gesit het. Toe sê ek, ja, hy broei vandag iets uit. Dis profeties, vat dit maar my vrou, maak dit vir ons gaar. Was baie lekker. En ons besluit, ons gaan swem, daar bo is 'n swembad, en ons in die swembad, en hier sê my vrou vir my die volgende, ek het laasnag gedroom. Toe sê ek het gedroom, toe draai ek my rugs op aan, en ek sê, Engel, wat het jy gedroom? En sy sê, ek droom, jy saai die kampwa. En ek draai na haar toe, ek sê, ja, weer seer maak het my. Die Here het nou 2 keer het al vir gesê, kom ons klim uit, en gewas die kampwa. Ons het hom net gewas, toe kom hou so op 'n Jero daar stil, en die ou klim uit, en hy kom stap na my toe. En hy sê vir my, ek het 'n woord van God af jou. Jy het die blindheid, 'n man wat my nie ken nie. Ek het 'n woord van God af jou. En die Here sê, dis die ou wat die kampwa moet kry. Hy gee die woord vir my, en ek vra van, waar is jou vrou? En hy sê, nie Pajero, en hy roep al. En ek sê vir hom, Here sê, is jou kampwa. En hulle huil. En hy sê, ja, ons bid al, so lang vir 'n kampwa. Dis Russiese sendelinge. En die Here gee vir hulle die kampwa. Alles behoort aan God. Ek kan nou sê, so wonderlik, maar ek was dikbek. Rarig. Ek ry daarvan af. Hier binne in my sê ek, Here, ek kan nie glo wat jy aan my gedoen het nie. Here, ek kan dit nie glo nie. Maar God toets ons gehoorsaamheid. En ons ry daarvan af, ek is so haastig, want ek is bang my bakkie op net nou saai. En ek is bang met my motorfiets aan die net, dan moet ek hom ook saai. So ons ry. En toe so op die teerpad klim, sê ek die volgende, ek sê, Here, dis reg. Hoor nou my. Here, dis reg. Ek het die kampwa gesaai, maar nou wil ek 'n motor hou nie. En ons ry. 'n jaar daarna, ek het al vergeet daarvan, staan ek die maandagoggend op. Nou maandag het ek gewoonlik is my afdag. Toe ek opstaan, want dis my naweek, want naweke bedien ons. Toe ek opstaan die maandagoggend sê die Here, maak klaar dat jy hard weer spoor te ry. Ek gee vandag vir jou 'n motor. Ek sê, Here, en ek gaan na haar toe, en ek sê, Here, gee vir ons motor. En sy kyk my so, kan dit wees, en
Ek sê, ja, kyk 'n bietjie na Hartbeespoort, daar's motorhomes, daar's 'n plek met motorhomes, Here sê ons moet daarna toe gaan, en sê, kyk, as jy kry die plek ook, en as jy ry tot in Klerksdorp, jy weet, stadig, want 3 tekens moet eers deurkom, en weer eens, doen eers, moenie wag nie, ek het nie geld om die ding te kry nie, dis 'n duur ding, en daar wil geld hê, so, wat moet ek doen? Soos Moses na die see te stap, ek moet nie eens wag vir die geld nie, ek moet nie eens wag vir die gebou nie, vir die grond nie, ek moet stap, soos ry, en as kom in Klerksdorp, God dank vir 'n mak en bean, gesit ons daar en ons eet iets, want dis die plek waar ek toe net 'n bietjie kan asemhaal, maar ek sweet. Want Vader het gesê, vandag kry jy motorhome. Niks wat God sê is maklik nie. Jy moet 'n geloof staan. Jy moet doen. Jy is dan die ewebeeld van die Here. Die Gees van God is dan binne in jou. Die Gees van God kan net werk as jy doen en die woord kom in vervulling. As die woord in jou lê, beteken dit niks. Die woord moet geactiveer word deur die Heilige Gees. En dis wat jy nou moet onthou. En ek sê daar, die eerste teken kom deur, ek sê prys die Here, tweede teken kom deur, prys die Here, die derde finale teken is die geld, dit gebeur nie, en die tyd loop uit, en die tyd loop uit, en die tyd loop uit, en ek staan my foon ping, en ek kyk, en ek sê vir my vrou, kom ons ry, en sy dink ons gaan huis toe, en daar ry ek Hartbeespoort, en sy sê, want toe gaan jy? Ek sê, ekskuus, ek net gesien die geld is in, en dit is 'n groot bedrag, en dit is presies die bedrag vir die motorhome. Wat is belangrik? Jy vertel dit nie vir mense nie. Jy bid tot God. As jy dit vir iemand vertel, is dit bedel. Mense vertel een vir die ander een. En hulle maak 'n plan. Nee, God wil self vir jou gee. Hy wil die grond gee. Amen. Dis sy kerk. Hy wil hê daar moet dalk 'n hele oranje sit in sy huis. Hy wil dalk jy na buurige dorpe kom en jy moet wonderwerke gebeur. Amen. En ons ry en ons al die motorhome, die volgende wonderwerk, ek is by Capitec, en Capitec, of jy in die hoofkantoor staan, buite hom staan, en of jy iemand binne hom ken, kan nie meer as R99.000 kleer nie. Dis dit. En hierdie ou wil al sy geld hê, nou, en dis bitter baie. En ek sê, Here, dit wat daarin betaal is, het U gegee, U moet dit ook vir hom gee. Want ek kan nie, daar is 'n manier nie. Ekskuus. Gelukkig praat die ou toe baie, en my vrou praat ook baie, en hulle gesels baie, en ek bid baie hier binne my, en ek sweet. En die Here sê, vir kry sy bankbesonderhede, en betaal nie man. Ek dink, Here, hoe gaan hierdie bankstorie nou werk? En ek sit sy detail in, en ek druk die bedrag, en dan gaan dit deur. Ek kyk hierdie storie so, ek dink, Here, hoe kom dit gebeur? Alles gekleer, alles is daar, in sy rekening, en ek ping op sy foon, hy sê, ja, hier is dit, en ek gee die papiere, en ek sê vir my vrou, vat die papiere, dat ons ry, nou is hy geld weer terug, kom, dat ons net ry. God kan nie gekeer word nie, kan nie beperk word nie. Halleluja. Ek wil vir jou moed gee vandag, weer te sê, weet jy wie is jou grootste vyand? Nie Satan nie, die self. Eie gedagtegang, beperkinge, ek sê goed genoeg nie, God hoor my nie, God verhoor my nie, Job kom, en hierdie Job het alles, hy dien God met sy hart, en Job soek God met alles in hom, en as sy seuns verjaar het en hou partytjie, gaan doen hy 'n offer, net vir 'n geval hulle sonde gedoen het. Hy's 'n vrome man, hy's opreg, en dan kom die aanslag sy lewe, nadat Satan toegang gekry het. En daai aanslag maak dat hy sy seuns, vir wie hy so lief is, vir wie hy gaan offer tot God, dat hy hulle verloor. Sy eie bloed, wat hy lief het. Dit is maklik om dit te lees, maar jy al gedink, jy verloor op een dag al jou kinders, dalk jou vrou,
Het jy al gedink, hoe moet dit voel, as die wat jy lief het, nou moet sterf? Het jy al gevoel, hoe voel dit, as jy by jou huis kom, en skielik is al jou diere weg, jou implemente is weg, jou dienaars is weg, daar is niks oor nie, die huis is plat gewaai, jou vrou is al wat jy oor het, en jy kan nie vir haar sorg nie, daar is niks, dis wat met Job gebeur het, swere slaan op my, van sy kroon tot by sy soor, waar is God? Maar God was met Job. Waar is God in my omstandighede? En Job vind nie fout met God nie. Hy gaan sit op 'n ashoop en hy sê ek is so sleg, ek moes nie eens gebore word. Ek vrot van hierdie swere op my. Ek kan nie sorg vir my vrou nie. Ek het gesorg vir baie mense in my lewe, maar skielik het ek niks meer. Ek sit op 'n ashoop. Dis waar ek hoor. Op daardie ashoop het hy God ontmoet. Die ware God. Het hy 'n verhouding met God gebou. Op daardie ashoop het sy vriende gekom en op afstand van hom af gesit, want hy stink te veel, hy lyk te sleg en dit gaan met hulle goed. Hulle kan nie vereenselwig met 'n ashoop nie. Vriende. Kind van God. Op daardie ashoop het baie redenasies begin plaasvind. Party mense wil sê dit was 3 dae, anders sê dit was 3 maande, maar as jy die werklike studie doen, was dit 7 jaar. Op ashoop. Want intussen het sy vrou altyd 'n broodjie vir hom gebring, dis al wat sy kon kry, wat hulle in 2 gedeel het, as jy die studie gaan doen. Sy het die een helfte geëet, hy die ander helfte. Maar sy is dood, want sy kon nie die ellende van Job meer hanteer. Sy was lief vir hom. Sy kon dit nie meer hanteer nie. Staan nie in die Bybel nie. Maar dis die studie. Die hartseer hou nie op nie. 7 jaar verloop. Maar 7 jaar verraai Job nog nie God nie. Al is hy op die ashoop. Al is hy daar waar alles weggegooi word. Alles verbrand word. Alles wat geen nut het nie. Sien hy homself ook as iemand wat nie nut het nie. Maar ek het nog God. En hy hou vas in God. Daar is 'n deel wat ons nie lees in die Bybel nie. Na sy totale redenasie en hy wysheid bekom het van God af. Ware wysheid. Nadat Job nie meer net geweet het van God nie, maar nou 'n verhouding het met God. Nou 'n verhouding het met God. Dis die kern van vandag. Gebeur die volgende. God draai die gety en sê vir hom, Job, bid vir jou vriende nou. Job, nou weet jy wie is ek. Job, ek het jou nie laat sterf nie. En Job se einde was beter as sy begin. Sy einde was weer joy. Ek wil net vir jou vra, sit jy op ashoop vandag nog? As jy nie doen nie, as jy nie aktief is nie, as jy nie betrokke is nie, as jy nie 'n verskil maak, sit jy op ashoop. Dan gaan nie swere jou pak. Dan gaan nie armoede jou inhaal. Dan gaan die omstandighede en die toetse gaan daar wees, tot jy kan begin besef, wie is jou God? Amen. Tot jy kan begin besef, wie is Jesus? Tot jy kan begin besef, die Heilige Gees woord is daar, maar dit gaan nie in vervulling kom, as jy nie opstaan en sê, nou doen ek. Ek staan nou op, in die naam van die Here, en ek weet hy sal my lei. As jy wil tevrede bly, met 'n ashoop, kind van God, gaan jy altyd minderwaardig voel. Gaan jy altyd voel, ek is nie moeite werd nie. Gaan jy altyd voel, daar is nie 'n toekoms vir my nie. Gaan jy altyd dink by jouself, Here, wanneer kom my wonderwerk?
Wanneer draai my gety, terwyl dit reeds in jou is. Vader sê vir Josia in Josia 30, toe hy met Josia praat, sê vir hom, Josia, luister nou mooi vir my, jy wil daar ander kant my woord gaan haal, jy wil hê uit die hemel uit, moet ek 'n woord vir jou gee. 'n Woord, sodat jou lewe kan verander, sodat jy versterk kan word. Maar Josia, nee, dis nie hoe dit werk nie. My woorde is in jou. Jy hoef nie met 'n boot oor die see te ry om dit te gaan haal nie. Jy hoef nie met 'n leer op te klim in die hemel in om dit te gaan haal nie. Die woord van God is in jou. Amen. En dit is wat Petrus, Paulus, Jakobus, Johannes gepredik en gelewe, dat Jesus het die prys klaar betaal, klim van die ashoop af, want Jesus het die prys betaal, die gees van God, wat Jesus opgewek het, kry dit in jou, en lewe dit voluit uit. Dit help nie weet van Jesus nie, jy moet 'n verhouding hê met hom, en jy kan dit slegs hê, deur die Heilige Gees, deur op te staan te sê, nou sal ek, as God 'n visie gee, kry die grond. Nie geld nie, grond. Die geld gee God. Amen. Maar as jy wil wag vir die geld, sal die grond nooit kom nie. As jy 'n gebou wil opsit, begin praat met almal daaroor. En sê ons gaan 'n kerk bou, waar? Ons kyk vir die regte grond. En dan kom die regte grond. En dat jy nie die geld nie, dan sê die Heilige Gees, dat hy my sê, teken daar. Jy gaan nie skuld maak nie, ek gee dit vir jou, teken daar, want jou grond is jou grond. Dis geloof. Amen. God wil nie hê ons moet skuld maak nie. Val nie in bediening nie. Ek mag nie skuld maak nie. Maar glo my, die Here voorsien in my, sodat ek deur 'n ander kan voorsien. Geloof. God gee dit vir jou. God gee 'n visie vir jou. Westerse denkwyse is aftrede. Oosterse is, as jy nog 90 is, kan jy nog werk. Solank as wat jy leef voluit. Ons tree nie eens in die hemel af nie. Leef voluit. Want God het 'n plan vir jou. Wie wanneer word hierdie kerk te klein? Eerste wonderwerke gebeur. As jy bid vir 'n sieke, na die persoon genees. As jy bid vir 'n blinde, en die gety draai hier. Die salwing van God is wat die hekke breek. Niks anders nie. As jy die Handelinge kerk lees, het die kerk verneder en met groot syfer en getalle verneder, omdat daar wonderwerke gebeur het. Jesus is verkondig, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe, nou sit ons passief, ek weet dit, ek hoor dit, die duiwels weet dit ook, hulle hoor dit ook, maar as ek nie opstaan en sê, my broer toe hy klaar, toe stop ek om sê, kom ek bid vir jou nie, toe iemand wil skinder, toe sê ek, nee, kom, ons bid vir daai persoon nie, toe iemand wil oordeel, toe sê ek, nee, kom, ons bid vir daai persoon nie, toe iemand moedeloos raak, toe sê ek, kom ek gee jou moed man, kom ek wys vir jou, wie is Jesus? Dis die lewe. Die lewe is nie om op te gee, en nog minder, om op ashoop te sit en wag nie. Ons het geestelike ashoope, en ons dink, God gaan ons jammer kry, hy gaan ons leer. En leer, is nie altyd lekker en maklik nie. Leer dit, maar kom van jou ashoop af. Siekte, is nie die einde van jou lewe nie. Siekte is dalk die leerproses, om gesond te kan word, deur die Heilige Gees, sodat jy vir ander kan bemoedig, vir ander kan bid, sodat hulle gesond kan word, soos wat Job, toe hy op sy ellende was, vir ander kon bid, dat dit met hulle wel goed gaan, toe raak hy skatryk. En dis wat God vir jou wil gee, hy sê, bedien ander, moenie bedien wil word nie, moenie wag, dat iets goed vir jou moet gebeur nie, wees vir ander goed, wees vir ander lief, dan gaan dit goed met jou. Dis die God wat ons dien. Ek sluit af in die volgende deel. Kan ek graag bid vir die wat gebed nou nodig het, want ek vertrou die Here. Ekskuus, hierdie -3 volgende effek. Halleluja.
Prys die Here. Arend, ons weet almal arend is een van die pragtigste voëls wat daar is. Wat sê die woord van 'n arend? Jesaja 40, en ek gee dit vir julle spesifiek van vers 30 of eintlik 29. Hy gee die vermoeide krag. Kan ek sien wie's almal vermoei vandag? Wil jy krag hê? Amen. Hy gee dit nou. In die naam van die Here. Hy sê, hierdie woord kom in vervulling en jy gaan die Heilige Gees ervaar en beleef. Jy gaan hom beleef. Heilige Gees nie 'n wind nie. Heilige Gees is nog minder 'n gevoel. Dis 'n persoon. En dis God in persoon. Hy sê dit vir jou. Hy gee die vermoeide krag, Vader. Ek dank U dat U elkeen wat vermoei is, nou krag sal gee in Jesus naam. Ontvang dit. Dankie Here. Hy vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen kragte het. Vir die wat voel, hulle kan nie. Versterk jy nou daar waar jy sit. Hy versterk jou nou in die naam van Jesus Christus, verklaar ek dit. Want Jesus is die woord en die Heilige Gees bring dit in aktivering nou in jou lewe. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, die wag op God, kry nuwe krag. Amen. Amen. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Amen. Amen. 'n Arend, net in kort. Dis 'n woord vir 'n ander dag, maar dit kan wat beteken dalk. Wanneer 'n arend wyfie vlieg daar in die lug, sy's jonk, sy's pragtig, die son skyn oor haar vere, dan kom die mannetjies verby, hulle dink, joh, sy's pragtig, en hulle wil net trou met haar, maar sy laat nie net trou nie, sy gaan tel 'n takkie op, wat so 'n bietjie gewig in hom het, en dan duik sy in die lug en op, teen die strome, en dan moet hierdie mannetjie byhou, en hulle val sy die takkie op 'n sekere hoogte, en voor hy die aarde bereik, die mannetjie wat dit kan regkry, om daai takkie te vang, is sterk genoeg. En dit kan die hele dag nie. Dis al man. En hulle twee gaan op 'n stadium en gebou van 'n nes, 'n huis, in 'n rotsarea waar niks hulle kan bykom nie, waar hulle veilig is, waar hulle kan begin met 'n gesin. En daar waar hulle bou, begin hulle eers met hierdie harde stokkies, en hulle druk hierdie stokkies behoorlik in mekaar in, vleg dit in. En dit lyk rof deur hierdie nes, maar die meeste stokkies staan op, en hulle skerp punte. En dan begin hulle sagte wol en katoen en blaartjies optel, en dan lê hulle hierdie nes mooi uit, dan lê hulle eiers staan. Dan as die eiers uitgebroei is, word die swakste een van die kuikens uitgeskop. Die sterker een bly oorleef. En die sterker een word gevoer die hele tyd, en gevoer, en so raak hy al veter. En dan begin hierdie ma al hierdie fyn goedjies uithaal, en die wolletjies en al die katoen uit die nes uit. Dan is dit net die skerp punte wat in die nes oorbly. En elke keer dat hy kuiken wil sit, want hy is lekker vet nou, dan steek hy die takkies op. So hy moet sy bene sterk kry, hy moet begin staan. En dan op 'n dag kom maar, en net soos daai ander een uitgegooi was, skop sy hierdie een ook uit. En hy begin tol en hy val, en dan kom ma onder hom in, en tel sy hom op, dan vat sy hom weer op, hoogtes toe. Dan dink hy, ma vat my terug neste, ek voel veilig daar. En dis die fout wat hy maak. Dan dop ma weer om, en hy val weer. Nou besef hy, my ma gaan my laat doodval. So toe sy hom weer laat val, toe begin hy sy vlerke gebruik. En so gebruik hy dit later meer en meer. Met die volgende val, en later, toe sien hy my kind zweef. En toe sien hy kan vlieg. En dis wat God baie keer met ons doen. Baie keer in die lewe gaan dit goed, en gaan dit goed,
En dan kom daar 'n tyd wat God sê, jy moet sterker raak. Die goed gaan, het jy passief gemaak. En dan kom daar 'n dag, wat hy ons uit ons gemaksone uit laat val. Maar sal ons nie doodval. Want God is daar. Hy sal jou altyd beskerm. Maar hy wil jou leer vlieg. Want dan kom 'n tyd, wat jy in hoogtes moet opgaan, want hoe styg 'n arend op? Teen strome. Nie saam met 'n stroom nie, teen dit. Hy kry hoogtes en as daar die sekere strome teen hom kom, het hy geleer om teen hierdie stroom op te styg boontoe. So probleme, situasies, kwale, moet jou sterker maak. En jy moet dit gebruik om hoogtes te kry. Nie op 'n ashoop gaan sit nie. Nie buig nie, nie opgee nie. Sterker word. Want die gees van God in jou sal vir jou wysheid en krag gee. Amen. Hoe meer joy jy in jou het en hoe meer jy lag. Luister mooi. Hoe meer raak die bose moedeloos. God het die mens so interessant, so uniek gemaak. Elke glimlag, elke lag wat jy gee jou liggaam antibiotika af wat jou liggaam genees. Daarom moet die joy van die Here in jou wees. Amen. Elke frons wat jy gee gifstof af. Dis hoe die mens gemaak is. Kom in die joy van die Here. As iemand vir jou sê jy kan nie, maar jy het by God gehoor en jy het 'n visie oor iets, dan sê prys God, ek gaan. Want God is met my. Amen. As jy opstaan en jy is moedeloos, dan bestraf jy dit in die naam van die Here. Jy sê, ek voel dalk nou so, maar dit gaan nie oor my heers nie. Die gees van God gaan my lei in oorwinning. As jy moed nodig het, dan bel jy iemand of WhatsApp iemand en bemoedig iemand. Job het dit vir sy vriende gedoen. Dan kom God en hy tel jou op. Maar ons kla nie, ons mou nie, ons murmureer nie, ons bedel nie. En die belangrikste is in die lewe, ons gee nooit op nie. Amen. Jy gee nooit op nie, want God is met jou. Amen. Siekte moet wyk, en siekte sal wyk. 'n Siekte sal opgee, nie jy nie mis. Siekte sal opgee, maar jy is 'n wenner in die Here. Jy het joy in die Here. Jou verhouding met God versterk meer en meer en meer. Jy is nie meer op ashoop nie, jy is op die oorwinningspad. Amen. Prys die Here. Niemand buig vir die lewe nie. Niemand buig vir omstandighede nie. Maar heers daaroor, want God is met jou. Amen. Amen. Mense, ek kan net die evangelie verkondig as ek dit self leef. Ek kan net die evangelie verkondig as ek self die pad stap. As ons die pad wil loop hom in geloof. Maar doen dit. Moenie uitstel nie. Vergeet van die ou mens, maak klaar met die ou mens. Fokus op Jesus. Die omstandighede verander het, maar jou hart het verander. En omdat jou hart verander het, en die gees van God in jou lewe is, sien ek kans vir die omstandighede. Maar toe die omstandighede nog daar was, en ek het nie verander nie, heers die omstandighede oor jou. Staan op. God wil jou kragtig seën en gebruik. Amen. Amen. Maar dan jy het baie jong mense, trek hulle. Al die gemeentes waar ons was, is op die einde vol jong mense gewees. Want hulle het God nodig. Weet jy wat, pa en ma bid nie meer nie. Hulle sien pa gaan kerk toe, maar buitekant lewe hy 'n ander lewe. In die huis leef hy 'n ander lewe. Leef in die huis in geloof. En wys wie is jy? 'n man en 'n vrou van God. Wys dit vir die jong manne en vroue. Wys vir hulle wie is God in die lewe. Sodat die jong generasie kan omdraai en in vuur die Here kan dien. Amen. Amen. In areas wat ons vandaan kom, lei die jong manne, pa en ma na die Here toe. Halleluja. Ja, jong manne en jong dames met vuur en ywer. Bid vir siekes. Hulle gaan doop sommer mense. Halleluja. Prys die Here. Hy sluit af. Vir wie kan ek bid? Jy kan maar net jou hand opsteek. Prys die Here.
want die saam met my sommer jou hand uitsteek. Vader, ons steek die hand uit na almal toe, en ons bid vir elkeen in die naam van Jesus Christus. Dat u seën en salwing elkeen gaan aanraak. Here, ek bid vir hierdie gemeente, vir 'n goddelike toekoms. Ek bid dat hulle sal opstaan en sê, kom ek wys jou in geloof, God sal vir my grond gee. En Here, hulle gaan kry die grond. Nie die geld nie, die grond. Nie wag eers nie, maar doen. Hulle trek hulle planne op, hulle visie al. Hulle beplan al hoe hulle mense gaan besoek. Hulle beplan al en hulle begin bid vir mense daar buite. Hulle roep al tot die uit. Hulle roep vas daar uit. Hulle roep gebieds daar uit. En ek sien hoe die krag van die Here deur Oranje beweeg. Amen. En ek dank die Here Thank you, Lord. vir die salwing. Yes. Ek dank die Here dat die elkeen sal omdraai om in waarheid te leef en te wys wie is God. Yes, Lord. Nie net te praat van u nie, Here. Die bose praat ook van u, maar u uit te lewe. U uit te leef in 'n leefwyse en te wys wie is die magtige, almagtige, enigste God. Jahwe. Amen. Want u is heilig. Yes. Ons Abba, ons meester. Wie siek is sal nou genees. Here, nie môre nie. Nie met tyd nie. Nie met tyd verloop nie. Nou. Ja, Wie nou uitroep, Here, Yes, Lord. sal verhoor word nou. Praise you, Lord. Here, ek spreek dit oor elkeen nou uit. Nuwe krag, nuwe moed. Yes, Lord. En die salwing van God wat juke breek Amen. oor elkeen. Niemand wat hier uitstap vandag sal as die ou mens uitstap nie, maar gesalfde van God in die vrede en oorwinning van die lewende ware God, in die vuur van die Heilige Gees. Here, dat nuwe dinge gebeur. Vader, dat hulle uitsien daarna kan sê, die Here is met iets nie besig. Passiviteit, wyk. Jy hoort op Elshoop, wyk. Amen. Amen. Moedeloosheid, wyk. Hallelujah. Vrese, wyk. Ons staan in oorwinning en ons vertrou ons God daarvoor in Jesus naam. Amen, amen en amen.